Bianca Haley se verhaal is waarskynlik een van die mees sensitiewe verhale waarmee ek nog ooit gewerk het. Dit is nie bloot 'n storie van trauma nie, dit is 'n getuienis van oorlewing, geloof en die krag van God se genade. Toe Bianca nog maar 1 jaar oud was, het tragedie onherroepelik haar lewe geraak. Haar ma en haar klein boetie is op 'n wrede manier van haar weggeneem en sy self is in die regteroog geskiet. Iets wat haar uiterlik verander het, maar haar innerlike krag net dieper gewortel het. Vandag sit daar 'n vrou voor my wat kies om te leef, om te glo en om haar pyn te gebruik as lig vir ander wat ook moeg en stikkend voel. Sy dra die merk van 'n wond, maar ook die glans van 'n wonder. Saam met my op die lig is Bianca Haley. Bianca, baie welkom op almal se mikrofoon. Dit wat met jou as klein kind gebeur het, is iets wat niemand behoort te ervaar nie. Hoe het dit jou lewe beïnvloed? Toe ek jonk was, jy kry kindertjies wat jou spot, jy kry kindertjies wat vir jou sê jy's 'n eenoog of jou eenoogmonster of gross of jy weet, met kinders as kinders dan spot hulle jou maar hier en daar en sulke goeders gesê en dit, maar as jy klein is dan vat jy dit kop toe, jy huil, jy wil nie skool toe gaan nie, jy wil nie regtig in publiek wees nie, baie keer dan vra hulle jou, haal dit uit, kan jy dit uithaal, kan jy dit terugsit, so dit het my regtig baie seer gemaak, maar ek het altyd my ouma gehad daar vir my, wat my laat goed voel het oor myself, wat soos 'n ma gevoel het vir my, en sy het my baie, sy was 'n baie groot rolmodel, as ek dit so kan sê, so dis hoe dit my beïnvloed het. Ek dink, as dit nie vir my ouma was nie, dan sou ek dit nie gemaak het nie, en as ook vir die Here, as dit nie vir die Here was nie, sou ek nie hier gewees het vandag nie, so dit het my baie beïnvloed, het my baie seer gemaak, even nou en dan raak 'n mens bietjie seer, want jy dink vir jouself, as ek maar net 2 oë gehad het, en jy het 'n vrees, want wat as iets met die ander oog gebeur, wat dan wat as jy blind raak, en ek is baie gelukkig om te sê, my ander oog is baie sterk, en ek is baie gelukkig daaroor, so ek dink dis hoe dit my beïnvloed het in my lewe. Ek hoor jou, en dit is so hartseer om te hoor. Kinders kan soms wreed wees, sonder om te besef watter merk dit laat. Maar jy moes ook later met nog 'n groot werklikheid saamleef. Volgens berigte het die man wat verantwoordelik was vir die aanval 15 jaar tronkstraf uitgedien en is later op parol vrygelaat. Maar dit was nie net sommer enige man nie, dit was jou ma se kerel. Hoe het dit gekom dat jy besluit het om 'n ontmoeting met hom te reël? Na my ouma se dood in 2007 moes ek hoërskool begin het, en ek kon nie. Ek het alleen gevoel, ek het gevoel daar's niemand daar vir my nie, omdat my stiefma 'n alkoholist is, en so ek het nooit daai liefde by my stiefma gekry, wat elke dogtertjie wil hê nie, en ek het alleen gevoel, ek het nie geweet wat ek kan doen nie, ek het nie geweet wat om te doen nie, dis toe ek heeltemal van die pad af gaan, ek het weghardloop van die huis af, ek wou nie meer hoërskool toe gegaan het nie, ek wou nie meer nie, ek het begin dinge doen wat ek spyt oor is, en verslawings gehad en dit, en so het ek gedink eendag, toe dink ek net, wat as hy sy werk kan kom klaarmaak, wat as ek hom 'n boodskap stuur en net vir hom vra, kom maak jou werk klaar, ek wil nie meer wees nie, ek wil nie, en so het ek elke jaar gegaan en gekyk, is hy op Facebook, wat is sy naam, en sy naam en sy van was in die berig, en so het ek hom opgespoor, en toe die eendag, toe pop hy op, toe stuur ek vir hom 'n inbox message op Facebook, is hy die man wat hierdie, en so praat ons toe, en hy sê vir my, ja, dit is hy, en kan ons mekaar ontmoet, hy wil sy kant van die storie ook sê, en ek wil weet wat gebeur het, want die berig sê daai, en die een mens sê daai, en jy sê hierdie, en jy sê daai, dit is, ek wil hoor self, en ons het gaan ontmoet by Wimpy, ons het 'n milkshake gedrink, en ons het gepraat met mekaar, en hy het 'n brief vir my gegee, en ek was nie spyt dat ek hom ontmoet het nie, ek het gebid,
En ja, so dit is hoekom ek die ontmoeting gereël het in daai tyd in my lewe. Sjoe, ek kan hoor hoe diep hierdie herinnering jou raak. Dis besonder dat jy hom kon ontmoet en self sy brief gelees het. Wat my aangryp is dat jy na alles wat gebeur het, nog kon kies om hom te vergewe. Hoe het jy daardie oomblik van vergifnis beleef? Nadat ek hom vergewe het, ek het baie verlig gevoel. Want die Here sê jy moet vergewe, jy maak nie saak wat daai persoon aan jou doen nie, maak nie saak hoe seer daai persoon jou gemaak het nie. Jy moet vergewe want die Here vergewe elkeen van ons. So hoekom kan ons nie ook ander vergewe nie? En ek het hom vir baie lank nie vergewe nie, baie lank nie. Maar die dag wat ek my hart gegee het vir die Here en my hart gewas het met sy bloed, moes ek vergewe het. Ek moet hom vergewe om vorentoe te kan beweeg, om nie meer in die verlede te bly nie. En dit het baie goed gevoel. Ek moet sê, dit is, jy moet iemand vergewe. So, ek is trots op myself, as ek dit so kan sê. En ek sê net dankie vir die Here dat hy my tot hier toe gebring het. En dankie dat hy my gehelp het om nie meer kwaad te wees vir hom nie, om nie meer kwaad te bly vir hom nie, om hom nie meer te blame nie. En ja, ek is bly om te sê ek het hom vergewe en dit van daar af het dit net goed gegaan. Dit het regtig net goed gegaan. Ek weet dit is nie altyd maklik om iemand te vergewe nie, maar ons moet maar vergewe. Jy hoef nie te vergeet nie, maar vergewe is 'n baie groot ding wat 'n mens moet doen. So ek voel baie goed daaroor, as ek dit so kan sê. Dis te verstaan dat jy hom nie dadelik kon vergewe het nie, want vergifnis is 'n proses en dis ook nie iets wat jy sonder die Here kan doen nie. Ek wil vir jou sê, ek is ongelooflik trots op jou dat jy hom kon vergewe. Vergifnis beteken nie dat wat hy aan jou gedoen het reg was nie, maar dis die enigste pad na innerlike vrede en ware genesing. Die letsel sal altyd bly en daar sal altyd oomblikke wees wat jou herinner aan wat gebeur het, maar jou besluit om te vergewe dra soveel krag. Ek weet daar is iemand daar buite wat vandag na jou storie luister en besef dat vergifnis die enigste ware pad na herstel is. Ek kan hoor hoe emosioneel dit vir jou is en ek weet dit is nie maklik om hieroor te praat nie. So ek gaan ons gesprek hier afsluit, maar voordat ons afsluit, wat sou jy vir iemand sê wat self deur trauma gaan en voel daar is nie meer hoop nie? Ek sal net sê, byt vas en wees sterk. Moet glad nie opgee nie, want dis net die vyand wat vir jou sê om op te gee. Hy wil hê jy moet opgee en net hy sal lelike boodskappe en lelike gedagtes vir jou gee en die Here wil nie hê jy moet opgee nie. Die Here wil hê jy moet al jou seer, alles waardeur jy gaan by sy voete neerlê en hy wil hê jy moet dit dag vir dag vat en bid en glo en trots wees op jouself, trots wees dat jy enigiets wat jy deurgekom het, jy het dit gemaak, jy het gesurvive, jy kan met trots sê jy het gesurvive en jy kan die Here dank, want die Here het jou veilig gehou op daai oomblik en die Here het vir jou gesê dis nog nie jou tyd nie, hy is nog nie klaar met jou nie. So wees jouself en vat dit net dag vir dag. Bid, jy moet nie ophou bid nie. Gee dit elke dag vir die Here en ek glo jy sal sterk daar uitkom. Wees net jouself, kry 'n hobby om jouself besig te hou, om jou mind van dinge af te kry. En weet net, jy is beautiful, jy is sterk, jy is 'n kind van God en die Here het jou lief. Maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Ons almal gaan eendag voor die Here staan en ons almal gaan moet praat. Maar jy het dit gemaak en jy moet trots wees op jouself. Jy moet nie opgee nie, want die Here wil nie jy moet opgee nie. Glad nie. Die Here wil hê jy moet 'n glimlag hê op jou gesig hê. Hy wil hê jy moet trots voel op jouself en hy is lief vir jou. Maak nie saak wat nie, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Hy gaan jou daar uitkry. Jy moet net jou hand vir hom uithou en hy sal dit vasgryp en hy sal jou dra. So ek wil net sê, moet glad nie opgee nie, want om op te gee is nie 'n opsie nie. Een van die dae gaan jy so ver kom en dan gaan jy sien dit was alles moeite werd.
Dankie vir jou mooi woorde, Bianca. Ek weet daar's iemand daar buite wat vandag luister en deur jou storie en jou boodskap geïnspireer gaan voel. Dit is so kragtig om te sien hoe jy jou pyn in hoop verander. Dankie dat jou hart en jou storie met ons gedeel het. Vreeslik baie dankie vir alles. Dit is my plesier en ek wens vir jou soveel vrede, vreugde en geseënde dae vorentoe. Jy is 'n inspirasie. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior, yeah. Gotta get up and go, no matter the road. Gotta keep your head held high. Gotta keep on praying, keep on slaying. Gotta keep that pretty smile. But she's ready to battle, gonna take that enemy down. She fears no evil and holding her ground. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior, she's taking this battleground. She is a fighter, a crier, she ain't gonna lose this round. She is a warrior, yeah. She sees a way and it ain't paved, rubies of gold. She's gonna train her mind, gotta keep her in line, keep her eyes on the Lord. She's ready to battle, gonna take that enemy down. She fears no evil and holding her ground. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior, she's taking this battleground. She is a fighter, a crier, she ain't gonna lose this round. She is a warrior, yeah. When you're lost, he's your way. When you're afraid, he's your courage. When you stumble, he will steady you. When you're hurt, he's gonna heal you. When you're broken, he will mend you. When you're blind, he will lead you. When you're hungry, he will feed you. When you face trials, he's with you. When I face persecution, he shields me. When I face problems,